Net sê my kind, sê die woord van die Here, ek is lief vir jou en jy sal moet kies. Dit is 'n kompleks wat jy moet verstaan om in te neem, en as jy dit het jy die ewige stelsel. En ek wil net vanmôre vir jou vra, weet jy, en ek dink en ek glo, en terwyl ek dit gisteraand bekyk, dat dit vanmôre moontlik een van die ernstigste stukkies pitcourse is wat ek met jou gaan deel, wat ek dalk moontlik al gedoen het. Want die erns van hierdie saak bepaal letterlik, en ek gaan daai ding doen en noem wat kerke nie weer wil noem nie, dat jou ewigheidsbestek hang van dit af wat ek nou gaan sê. Jy moet, hoor mooi, ek kan jou motiveer. Die Here het my gawe gegee om, as ek genooi te word, en hulle vra vir my pastoor, bring die vuur na ons gemeente toe, waarborg ek jou, die Gees van die Here het my geseën, die vuur sal in die kerk val. Ek is 'n evangelis, ek is 'n profeet, ek is geroep om te kan bedien onder die krag en die anksie van die salwing van die Heilige Gees. Maar ek wil vir jou sê, tussen al hierdie gehoeha, is daar een boodskap wat saak maak in hierdie gepreek, in dit wat jy vanoggend gehoor het, wat gesing is. In al hierdie goed is daar een wêreld wat ek en jy moet verstaan, dat ek en jy moet die ewige dood vanmôre vryspring. Dis al wat belangrik is. Jy kan nie daai wêreld mis nie. Halleluja, die kerk se werk is om jou alleenlik veilig deur Jesus Christus aan die ander kant te laat kry. Halleluja, as jy kan deurbreek, kom aan, gee hom 'n hand van eer. As jy kan deurbreek, as jy veilig aan die ander kant kan kom, dan het die kerk sy job gedoen. Al kan hy jou nie gesond bid nie, al kan hy jou nie emosioneel herstel nie, al kan hy nie noodwendig altyd daar wees vir jou nie, al kan hy nie altyd vir jou geld gee nie, maar as die kerk vir jou 'n boodskap van Jesus Christus kan bring, en jy ervaar in jou hart die heerlikheid en die krag van die Heilige Gees, en jy word convinced dat jy 'n openbaring het die kerk van Christus sy werk gedoen, want jy is veilig aan die ander kant. Hoe sien die God uit hierdie saak? Praat Chris Marks nonsens, weet hy nie wat om te preek nie, is hy weer besig om te preek en nie te motiveer nie, al die goedjies. Wat doen die pastoor vanmôre? Hoe ernstig het die Godheid hierdie saak gesien? Van die middelaar. Die Godheid het dit so ernstig gesien, na die val van die mens, dat hy dit een van die grootste projek, die Godheid was sy plig, om tot 'n groot projek toe te tree. Dis verskriklik, want jy kan nie die Godheid net laat toetree nie. Die Godheid is die Godheid, en hulle doen wat hulle wil. En skielik is daar 'n verandering in die hemele. En die Godheid word onder homself verplig om in 'n projek deel te neem. Verredding teen ewige dood. En hulle tree toe tot Golgotha. Dis wat die Godheid gedink het. Wil jy net vir 'n oomblik op jou voete staan en hier die almagtige Elohim 'n saluut en hand gee, as dit is hoe dit van daai kant af na ons toe lyk. Wat moet nie vanmôre in hierdie kerkgebou gebeur nie? Ons moet bly wees, ons moet opgewonde wees, want ons is gered. Halleluja. En neem die sitplekke, baie dankie. God eer hom, wat hy sê, as jy vir my skaam, sal ek by vir jou skaam. Dis verskriklik, né? Petrus staan en Jesus is besig om hulle in 'n debat in te woel. En hy het dit baie gedoen, en Petrus hulle het geweet daar's altyd 'n verrassing. Maar een van die belangrikste dae in die disippels breek op die oomblik aan. En in Matteus 16 vers 13 staan dit, en Jesus is al 'n ruk aan die gang. En wonderwerke gebeur. En ek wil hê jy moet vanmôre na hierdie wêreld luister. En al is dit al wat jy hoor, moet jy in hierdie week ingaan. En jy moet met God begin praat en vir hom vra dat hy jou moet verduidelik hoe werk die middelaar, Jesus Christus, as jy nie verstaan nie. Dit is belangrik dat jy uitvind hoe werk, jy gaan nou hoor hierdie seun. Ons praat van 'n seun. Ek wil net vir jou sê, ek is 'n kind van God. Ek is 'n kind van God. Stem jy saam met my? I'm a child of God. Onthou, ek is nie 'n kind van Jesus nie. Jesus is my broer. I'm a child of God.
maar daar, hoor mooi, halleluja, hoor mooi, maar daar is 'n seën van God. Daar's 'n seën, en daai seën moet ek en jy baie vinnig en met 'n passie leer kry. En Petrus staan en hulle luister na Jesus, en Matteus 16 vers 13 gebeur. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi gekom het, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense is ek? En die lammes het opgestaan, die dowes het begin hoor, die blindes het gesien, herlewing is in Israel, 'n krag, mense, julle moet dit gaan navors, die krag van die, onthou Jesus was gevul met die Heilige Gees, dit tegnies maak dit nie saakie, maar dit maak ook saak, die krag van die Heilige Gees het in 3 jaar oor Israel gehang, in 'n heerlikheid, waar hy beweeg het, wanneer hy na 'n dorp toe aanbeweeg het, het die dammes en die dooies al begin opstaan, nog voor hy in die dorp aangekom het. Het julle dit geweet? En hulle het probeer verklaar hoe dit gebeur, en hulle sê al hoe dit kan verstaan, terwyl Jesus en sy disippels na die dorp toe aankom en aangeloop kom, dan begin die Heilige Gees voor hom uittrek. Halleluja, hulle sê soos 'n wyf. Yes, come on kerk, dit is waarhede hier. Dan begin die Heilige Gees voor hom uittrek, dan kom Jesus. Well, there's a promise coming down the dusty road. From the holy hand, healing virtues flow. He holds the key to what you need. Death and hell, he will defeat. Well, there's a promise coming down the dusty road. Staan net so, dan kom hy aangeloop. Dan beweeg op die dusty road. Hy kom aangeloop. Die disippels volg hom. Sien julle daai lang haar, daai leeu? En nee, hy het nie so geloop, nee, hy het nie so. Hy kom aangeloop. En die disippels agter op die tyd weet hulle nou. Hulle reken dat een van die dorpe waarvan hy blindes gesien het, ek dink dit was Bartimeus in Jerigo, het die dinge al aan die ander kant van die dorp gebeur, met Jesus nog kilometers weg. Amen. Dan soos wat hy aankom, kom die Gees van God eers in beweeg. En dan sit die lammes en die siekes en die bedelaars by die poorte en die melaatses. Wie's eerste by die poorte? Ek moet hierdie gou inkry. That's beautiful. Wie's eerste by die poorte? Die melaatses. Ja, en terwyl die Gees van God so in beweeg, dan begin hy melaatse opspring. Dan sien hy skielik sy vinger groei aan. Amen. Dit is toe by Jesus op aarde gewees. Skielik sien hy sy hand begin aangroei. Skielik sien hy sy vel begin genees. Hy begin energie kry. Dan het dit hulle nog nie begin nie. Dan is Jesus nog 10 kilometer terug. Dan loop hy en sy disippels en sing, well, there's a promise coming down the dusty road. Well, from the holy hand, healing virtues flow. He holds the key to what you need. They've had hell, he will defeat. There's a promise coming down the dusty road. Well, there's a promise coming down the dusty road. Well, from the holy hand, healing virtues flow. He holds the key to what you need. Death and hell will defeat. There's a promise coming down the dusty road. Oh yes. Wow. Jy neem jou sitplek. As Jesus in die dorp kom, dan is die hospitale al redelik leeg. Kan jy dit glo? Dan stap die leeu, dan het die Heilige Gees, dan spring dooies uit die lijkhuis uit. As jy sien, kom Jan met die pad afgehardloop. Jy sê maar, was ons op pad met op 'n grafplaas. Sê, I don't know what happened, but something hits me. Jesus is in town. Maar ons sien hom nog nie. Dan sê die een vir die ander, ons het gehoor, hy is op pad, maar waar is hy? Sê hulle nie, hy is nog 8 kilometer uit. En dan, wanneer hierdie goed gebeur, dan kom Jesus in. En dan begin die demone met hom praat. En dan begin hulle vir ons sê, hey, is jy hier om ons te verdelg? Dan begin die konferensie. Dan is die plek mooi skoon. Dan begin die Here die laaste dele doen. En nou in die stad is die heerlikheid en die krag van God. Dit is hoe Jesus gepreek het. Dit is hoe hy bedien het. Want die Gees van God het oor hom en vanaf hom vaardig geword. In al hierdie krag en wow moments. Ek kan jou waarborg vir 3 jaar saam met Christus sal jy in jou lewe nooit vergeet het nie. Dit was 3 jaar van bediening wat die wêreld nou nog skud. Die echo effek
Die rimpel-effek. Oor 2 millenniums. Hoeveel eeue? Dit is 20 eeue. Verder. Voel jy nog steeds tot vermoere in hierdie kerk. Die rimpel-effekte van 'n man wat op die ouderdom van 30, 33, 3 jaar op hierdie aarde geloop het. En duidelik verstaan ek dan 2000 jaar later was dit nie 'n gewone mens gewees nie, maar dit was die seun van God. Wie sê jy vermoere? Is Jesus. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi gekom het, vra hy sy disippels, hy sê, wie sê die mense? Hoor nou, en hy begin vis. Hy begin soek. Want onthou, hy weet dat al hierdie hoeha kan ook mensgemaak wees. Ons mense kan ook mos 'n sirkus bou. Ons is deesdae goed om 'n sirkus aan die gang te sit. En hy sê aan hulle, hy sê, wie sê die mense? Hoor mooi, wie is die seun van die mens? Eerlikheid, as ek daarom maar vir broer Gabriel moet sê, na diens broer Gabriel. Wil gou sien man. En ons gaan na agter. Dan wil ek vir hom sê, broer Gabriel, wat sê die mense? Doen daai ding. Ek sê ons sommer weer. Doen daai ding. Wat sê broer Gabriel? Kom staan hy. Dit was Jesus, hoor. Dit het die broer Gabriel oor. Wat sê die mense hier van die seun van die mens? Dit is nog wat ek van die seun van die mens, dis my ma. Wat sê die mense? Wie is ek? Wie is ek? Wie wat gaan broer Gabriel sê? Hy gaan sê, jy dokter, jy het my nou gevang, jy iets gehoor. So, okay, en dan spil hy die beans. Nee, hy sê, pastoor, glo ek, jy is pastoor, dokter, wat, Chris Marx, nee, broer Gabriel, nee, wat sê die mense? Okay, jy bedoel seker, nie ek nie, die mense, nie die media, dan, broer Gabriel sal vir pastoor Betty sê, dat is fout met jou man, jy moet hom by 'n plek ry, het hy sy pilletjies vanmôre mooi gedrink, hoekom by Gabriel? Hy bly by my wil weet, wie is hy? Jesus was 'n interessante besigheid, want hy het geweet wie hy was. Jy sien, dit gaan weird wees as ek vir jou daai vraag vra. En dit sal weird wees. En die dag as ek dit vir jou vra, kom praat met my vrou dat sy my kan help. Sy wil my help. She wanna help me. Sy het vanoggend het ons weer daaroor gepraat. I need the help. All I have. En hier sal jy regtig kan help. Want as ek vir jou, as vir my, sê net vir my, wie sê die mense is ek? Jy's dokter. Jy sê effe mooi, effe, ja, maar wie sê hulle is ek? Maar jou pa is dokter Ottomar, jou ma is 'n oulike vrou, van jou kinders is nie lekker met jou nie, blablabla. Nee, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense is ek? Sê my nou, wie sê die mense is ek? Nou kom hulle. En dit is, Jesus was so, hoor, hy was 'n eksentrieke mens. En hy vra moeilike vrae, man. Hy mag, maar ek het jou gesê, daai tyd het Johannes hulle al 'n bietjie gehoor. En vir mekaar gesê, want hy sê, hy vra sy disippels, en dis in, net sê waar dit is, Matteus 16 vers 13, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle begin om, ek weet nie, imagine ek vra jou nou begin hulle, en hulle antwoord, hulle sê, party sê, nou dit was vir my dom toe ek dit sien, Johannes die doper, dit moet seker maar mense gewees het, wat van hom gehoor het in die koerant of op Facebook, en Jesus het nie 'n Facebook profile picture gehad nie, want hulle, Johannes die doper was van my 'n neef van hom, en ek kan nou net nie onthou nie, maar Johannes was al redelik in die moeilikheid hier, maar hulle sê, Johannes die doper, nou sy disippels moet hom nou happy kry, want Jesus is nou so, hy is nou so, onthou, ek wil net sê as jy Jesus was, sou jy ook so gewees het, want hy was met 'n definitiewe projek na die aarde toe gestuur, en hy weet een ding, ek het nie 'n pa van vlees nie, weet jy, en ek dink Jesus was baie trots daarop, weet jy, wie is my pa? Ja, wie is my pa? Ken jy my pa? Wil jy my pa ken? Ek dink jy moet versigtig wees vir my pa, maar as jy hom wil ken, kan jy hom alleenlik ken, deur my te ken,
Maar anders het jy moeilikheid. Maar weet jy wie's ek? Weet jy wie's ek? Halleluja. I'm something. En ek wil weet of die mense weet. Wie is ek? God praat vanmôre met jou ernstig. Is Christus vir jou 'n bekende profiel, 'n bekende wêreld wat groter is as net 'n genesing, wat groter is as net 'n deurbraak in finansies, wat groter is as net gou 'n kind wat moet gered word of 'n familieding wat moet Hier is 'n groot, magtige wêreld. Jy kan jouself die stomme mense voorstel. En hulle antwoord, die ander sê is Elia. En nou Jesus kwaad. Want Elia, hulle het vermoed Elia sal een of ander die Messias wees. En Elia het geprofeteer in sy tyd. En Christus het agter baie van daai dade van Elia gesit. En weet as jy daarom af vir my, as iemand vir my sê pastoor, toe ek jonger was, toe ek daar in 'n saal waar ons kerk gehou het onder in 'n kelder, 'n gebid. En ek was so 17 jaar oud. En toe ek daar bid, toe bid ek laat jy kan my hoor deur daai hele gebou. Seker so 11 uur die nag. En ek bid dwars deur. Gabriel sal daai plek nog ken. My gebed trek dwars deur daai plek. En ek bid al die ou ooms en tannies wakker. Op my eie. Bid almal pastore, ek bid hulle wakker. Ek het nie nou meer daai, maar daai te kon ek. En terwyl ek so bid, toe staan 'n antidoerbo. En sy gil af van bo af, sy sê: "O God, het Elia weer onder ons opgetel." Halleluja. Ek wil jou sê, het is toebrullik. Toe skree ek. Toe soek ek die vuur wat op Karmel val. Ek sê, Here, laat die vuur val, laat die vuur. En toe ek uit die bidkamer uitloop, toe loop ek so. Die ouens sê, is dit van jou wat hy tannie gepraat? Sê ek, ja. Noem my Elia. Double O. Ja. By die huis kom, sê ek vir my ma, wat sy klere het hy omgedra. Ek sê, sy das, wat het hy, sy hare. Sy sê, nee man, die man het kameelhare en goed gehad, jy kan nie so nie daar bly. Toe sê ek Elia, broer. Toe hulle vir hom sê, Elia. Toe sê hy kwaad. Ek het goed gevoel. Jy sê nie vir my, ek is Elia nie. Ek het nou vir haar gesê in die week. Ek sê, as die Here Jesus met ons 'n afspraak moet kry, en hy sê vir haar op WhatsApp, ek kom bietjie voor hom toe. Ek kom 'n Sondagoggend hier praat. Ek kom hier gesels met julle. Sit dit op julle newsfeed. Hier's 'n fotootjie van my. En ons bevestig, dis Jesus. Hy gaan nie verskyn en Anne-Marie gaan hom afneem. Dit sal seker so gaan. En hy gaan, ek sal ook net die mikrofoon, ek sal net sê, go ahead. Jy speel vir my weer daai een van There's a promise coming down. Maar die promise is dan nou hier, man. Halleluja. Maar dit klink nogal lekker. Sing nie vir my. Ek sing vir jou, ja. Oh, halleluja. En hy moet hier kom staan en ek gaan adverteer. Dan gaan daar presies dieselfde hoeveelheid mense volgens hier sit. En ek weet al wat die eerste WhatsApp wat ek gaan kry. Ek kan julle nie 9 uur eerder begin nie. Ons moet toch ons klein kinders gaan sien, 11 uur kry ons hulle by die Spur. Dit sal die eerste WhatsApp wees. Ons is in 'n siek wêreld, mense. Maar Jesus spreek. Ja, nee, ons het gesien aan die fotootjie, hy lyk te oulik hoor. Hy lyk nog net soos daai tyd. Hoe weet jy hoe daai tyd gelyk? Nee, ag, soos hulle die Bybel gewys het. Die volgende een sal sê, livestream julle. Nie ons livestream, jy moet betaal om te kom. Daai dag sal ons kaartjies. Dis reg. Pastoor, livestream, maar kom deur, vlieg, kom van Johannesburg af. Julle weet hier by ons pastoor, hulle trek nou maar swaar, ons moet vetkoeke na die diens verkoop. Jesus is hier, bring jou pastoor, bring die beersie, as hy klaar is, vir jy die vetkoeke te verkoop, something's gonna change. Iets gaan verander, man. Pastoor, gaan hy net na julle toe, of gaan hy daar die Kaaphoeke draai kom maak? Klim in die vliegtuig, Jesus is hier. Maar dit sal nie so wees nie. Dis typies, livestream julle is te ver, en asseblief, en 11 uur, ag, serieus, kon julle hom nie vir 9 uur die oggend gereed het nie. Come on nou eens. Jesus wil 11 uur wees. Okay, maar julle livestream is mos so, ek kan ons maandag ook kyk, ne?
Ja, jy kan maandag ook kyk. Maar weet jy wat gaan ek doen? Dan is Jesus nie meer hier nie. Dan is hy weg. Jy moet hom in die hande kry. Jy moet hom gryp. Want as hy verbykom, moet jy vir hom hê. Halleluja. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. Dit is reg, dankie my skat. Sy sal rugby gespeel het. Wie sê die mense is die een sê Elia, nee, heerlikheid. Hoor mooi. Die ander Jeremia of een van die ander profete. En almal leef in hierdie magtige, ongelooflike omgewing wat ek en jy nie vandag verstaan nie. Die geskiedenis kan nie vir ons genoeg vertel wat eintlik daals gebeur het nie. Of wat ons weet het Israel was onder die heerlikheid van God. Die hand van God was daar, want sy seun was daar. En hulle praat en hy besluit hy gaan met sy binnekring praat. Hoor mooi, die beste wat hulle van hom kan doen is hulle sal sê, maar jy's mos Jesus van Maria. Ja, maar wie is ek? Verstaan nie wat ek probeer? Ek sal 'n bietjie sagter praat en rustiger praat. Wie is ek? Ek is nie. Daar lê Jimmy Swaggart nou in die hospitaal, ons bid, ons glo God kan hy man aanraak. Kan jy dit glo? Hy kan uitkom. Maar ek is nie Jimmy Swaggart nie. Ek is nie Benny Hinn nie. Ek is nie Chris Marks nie. Ek is nie Moses nie. Wie is ek? God praat vanmôre met jou. Jy gaan in aanbidding. Jy woon dienste by. Daar's brandstofkostes. Daar's kerke, jy kyk op hierdie media, daar's data. Wat dit jou kos as jy na my kyk, as jy lus is om na my te kyk. Jy het jou lewe. En dan glo jy in 'n wêreld. En as ek jou vinnig vra en sê maar hoekom, dan sê jy want hy's goed vir my. Nêrens in die konstitusie van die godheid staan dat hy vir jou goed moet wees nie. Het jy dit geweet? Daar's nêrens 'n waarborg nie. Daar's een ding wat hy klaar goed was vir jou. As jy glo, sal jy vir ewig lewe. O, is dit? Heerlikheid. So daar's die ander goed nie. Nie regtig nie. En Jesus is besig om in daai gesprek te gaan. En hy sien hy verloor die ouens hier buite en hy stap na sy bestes. Hy loop na die bestes van die bestes. Sy vriende met wie hy pad stap. En hy sê vir hulle in vers 15, hy sê vir hulle maar julle en hy kyk na sy disippels. Gabriel, Rina, Jakob. Wie sê julle is ek? Dit is nou hier waar jy kan sê nou raak die man te mekaar. Wie is ek? Maar jy's Jesus. Ons ken ma, jou ma. Sy broers is ook daar. Onthou jy vir ma, Maria? Ja. Van sy broers was ook sy disippels. Luister wat ek vra. Maar jy is, ons noem jou Jesus. Jy antwoord verkeerd. Jy antwoord verkeerd. Wie sê julle? Maar ons het al klaar gesê, jy's 'n groot profeet. Jy moet goed voel. Sê sy een broer daarvoor. Nee, jy verneder my. Ek is nie net 'n profeet nie. Ek is nie net 'n genesingsprediker nie. Ek is nie net 'n filosoof nie. Ek is nie net 'n genie nie, want dit was ongelooflik slim. Hou op met hierdie goed. Wie is ek? God praat ernstig vanmôre deur hierdie kamera en vra jou die vraag. Tussen al die kerkreëlings en al die triks en die staals en die hasse wat deesdae uit die hoede geruk word om hompe, troppe mense bymekaar te maak. Tussen al die kursusse, tussen al die goed wat uit die Bybel en ekstra kursusse oor ekstra goed, vra God deur 'n stuk modder vanmôre vir jou, weet jy waaragtig wie Jesus is? Het jy hom waaragtig ontmoet van aangesig tot aangesig? Want dit is ongelooflik, ongelooflik belangrik as elke asemteug wat jy nou gee. Inteendeel, as jy asemhaal,
moet jy sê, asem in, Jesus, asem uit, Jesus, asem in, Jesus, asem uit, Jesus. As jy loop, en jy begin loop, moet jy sê, 1 tree Jesus, 1 tree Jesus, 1 tree Jesus. Jy kan nie 'n tree gee, sonder Jesus nie. Jy kan nie 'n asem tree gee, sonder Jesus nie. Jy moet Jesus wees. En hy kom agter, hy het 'n klomp aanhangers, wat toertjies aanhang. En hy kan net so wel vir 'n rooi neus opsit. Dan is dit die clown van die town. Want hy kan hasse uit hoede ruk. Terwyl hy weet, hy is met 'n magtige visie en missie op hierdie aarde en hy staan in Israel. En hy besef en ek glo het as sy vader gekyk, ek is hier om die mens van 'n ewige dood te red, waaruit hy nooit sal herstel as hy ingesuig word nie. Sy gebed word amper byna gehoor. En ek dink hy het 'n sig van verligting gegee. Hy sê vir hulle, julle wat daar by my is, wie is hy? Julle is ek. Dink die skouertjies raak nou krom. Hoekom het ek hier aangekom? Hoekom is ek hier? Hoekom het ek vanoggend vir 'n crucified besoek? Hoekom was ek somewhere in 'n kerk? Dat hulle net, nee my vriend, hoor mooi, hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon, Petrus antwoord en sê, en die een disipel, kom in aanraking, hier is baie belangrik, met die hemel. Hy kry dit nie by gedagte nie. As jy dink dat jy vermoere net Jesus sê, en jy het 'n secret. Wow, wag, jy gaan nou hoor. En Petrus staan en iets gebeur binne in sy mindset. Onthou, hier word nou lank gepraat, die Bybel gee nie die hele dialoog nie. Hier word lank gepraat. En hulle praat die verkeerde goed. Hulle sê die verkeerde goed. En hy sê vir hulle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus. Amen, gee maar 'n langslang. Glory. En ek dink hy staan en vorentoe sê, en hy sê, ek wil weer vir jou sê, U is nie die een wat wonderwerke doen nie. Nie die een wat die blinde laat sien nie, want dit was al daar. Jy's nie Elia nie. Jy is die Christus. Halleluja, hoor mooi. En hy sê, jy's die Christus. Jy is die seun van die lewende God. Jy is uit die hemele uniek gestuur. Jy is nie 'n koppie van Moses nie. Jy is nie 'n koppie van Jeremia nie. Jy is dit waaroor hulle geprofeteer het. Jy is dit wat hulle in die wet saamgesit het. Jy is die een wat by was toe Adam en Eva geskape was die ons. Jy was een van hulle. Jy is die seun van die lewende Yahweh. Jy sy direkte afspring. Jy sy direkte uit hom uit. Jy's, eintlik sê Petrus vir hom, jy's die eerste geskapene. Jy is nommer 1 in die stelsel van die heelal geplaas. En die ander heelalle. Is jy die hart van God? Is jy die alles waarom alles draai? Jy is die lewe. Jy is die lewe. Jesus sê vir hom, geseënd is jy, Simon, Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is, het nou met jou direk gepraat. Direk gepraat. Weet jy wat ek preek? Toe die vraag gevra word, hier op aarde, deur die Seun, toe gaan God die Vader na Petrus toe, Yahweh, en hy sê vir Petrus, sê vir hom, ek sê, jy is my seun. Jy sal praat, Petrus. Kan jy dit glo? God die Vader, buig, min sal jy daai voorreg kry, na hom toe. Jesus staan hier, Petrus staan hier, klompe staan daar, en God die Vader kyk en hy besef, ek moet hier iemand praat. En Petrus begin eers flouerig, en hy noem hom op sy noemnaam. Hy sê, jy
is die Christus. En God die Vader sê, ja, vat hom verder. En jy is die seun van die lewende God. En God die Vader sê, yes, iemand het het op hierdie wêreld. Dis wie Jesus Christus is. Weet jy vanmôre, waaragtig, wie hierdie wese is. 1 Timoteus 2 vers 5. Want daar is een God en een middelaar tussen God en mense. Die mens, Christus, Jesus. Jy sê God, jy soek God. Jy sê Vader, jy soek rond. En jy kry nie die antwoord nie. Hoor mooi, daar is net een middelaar. En dit gaan in die toekoms bepaal, hoor mooi. En ek gaan dit sê, en ek is nie bang om dit te sê nie. Maar dit wat, hierdie hooi wat op pad is in die kerk, gaan hierdie gedeeltes begin elimineer. En jy gaan sê, ek het hom erken. Hy is die enigste middelaar. Hy is die seun van die lewende God. Dan gaan hy vir jou sê, nee, Christus kan nie dit wees nie. Daar is nog ander ook. Ek wil vir jou sê, en jy gaan 'n prys betaal, maar ek dank God, ek is ten volle oortuig in my hart, dat Jesus Christus die middelaar is, en dis al wat saak maak vanmôre. In Johannes 4 vers 15, hoor mooi, skep moed vanmôre. Pastoor, wat is die teologie van julle bedeling? Hoe moeilik is dit by julle om die Here te dien? Kan ek vir julle in een skrif dit gee? In Johannes 4 vers 15, elkeen wat bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom, God die Vader bly in hom, en hy bly in God. Ek dink nie ek het die content om dit te beskryf nie. Laat ek dit maar net weer lees. Elkeen wat bely, dit erken by harte, dis sy hero, dis waaroor sy lewe draai, sy hele stelsel getuig oor dit. Elkeen wat bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom en haar, en hy in God. Wat is Jesus? Die deur. Gee op my hand. Hy is die deur. Soek jy, wil jy in God inkom, dan moet jy die deur kry. Die deur se naam is niks anders as Jesus Christus. Dan stap jy binne in God die Vader in. Gee hom 'n hand, halleluja. Ek gewaar sy heerlikheid, ek gewaar sy krag, want ek praat van Jesus Christus, halleluja. Jy stap deur die deur, binne in die almagtige wêreld van God. Gee hom nog 'n hand vir jou sitplekke neer. Halleluja, halleluja. Ek is bly as mense hierdie goed verstaan, want dit is die lewe. Dit is die lewe. Hy in jou, en jy in hom. Wow, en ons sukkel en ons moet 'n hospitaal gaan skoonbed, man. Jy stap net verby hom, dan kom hy uitgehardloop, want God en jy is een. Hoe het jy in God een geword? Want ek het Jesus Christus persoonlik ontmoet, man. Dis 'n krag, dis 'n geheim, dis 'n sleutel, dis die triek van die lewe. Get it, and you'll be happy. Dan gou kry, hier sê niemand, 1 Korintiërs 12 vers 3, hierdie skrif het my nog altyd my mond laat oophang. Dan skrik ek as ek hierdie skrif lees. Gee jou vraag vra. Wie glo waaragtig in Jesus? Ek gaan in die geloof praat. Elkeen sy hand het hier opgegaan. Weet jy dat as jy dit eerlik nou gedoen het jy dit nie uit jou eie oortuiging gedoen nie? Ja, maar pastoor, ek het nog nooit tale gepraat nie, man. Het gaan nie daaroor nie. As jy jou hand opgesteek het nou, ten volle glo wat ek nou vra het, weet jy dat jy jou hand opgesteek teen alle stelsels in die hemel en in die hel, toe jou hand in die lug gegaan het. Dis Bybels wat ek praat. Jou hand sou nie, maar ek het toch nooit omgekap as hulle vir my gebid het nie.
Nee, ek het nog nooit gedans nie. Nee, ek het nog nooit gerol nie. Nee, ek het nog nooit gesing en gepreek nie. Nee, ek ken nie die Bybel so goed nie. Nee, die feit toe jy jou hand opsteek, het 'n bo-natuurlike wêreld. Nou, vanmôre, terwyl jy sit, met jou gewerk. Wie glo, kan ek hand sien? Waaragtig, dan gebeur hy wonderwerk weer. Hoor wat sê die Bybel? 1 Korintiërs 12 vers 3. Niemand kan sê, jy moet hom in Engels gaan check hom in al die vertalings. Niemand kan of sal sê, jy moet die hele ding gaan lees, Jesus is die Here. Niemand kan dit sê nie. Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Halleluja. Die oomblik toe jou hand hier opgaan, toe het daar alreeds met jou iets deur die Heilige Gees gebeur, dat jy jou hand in die lug kon sit. Verstaan jy? Die krag van God. Maar pastoor, ek het niks gevoel nie. Jy hoef nie eens te voel nie. Jou handjie het in die lug opgegaan teen alle koste vir Jesus Christus. Daar is oorloof vandag oor daardie naam. En jou hand was in die lug. Daar is meer hande teen hom as vir hom. Daar is oorloof op pad as gevolg van hierdie naam. En toe ek vra, toe gaan jou hand in die lug. Weet jy hoe het hy daar gekom? Die Gees van God het binne jou die jou hand laat opsteek. You're a child of the living God. And he is your brother. Wow, hallelujah. Johannes 10 vers 36. Praat hulle en hier oor wat Jesus sê. Sê julle van hom wat die Vader geheilig en na die wêreld gestuur het. U luister omdat ek gesê het ek is die seun van God. Jesus self het gesterf. As jy gaan kyk na sy vonnis, omdat hy homself verklaar het oor een ding, I'm the son of the living God. Toe hy langs Pilatus staan, toe wil Pilatus eintlik vir hom sê, hou op om so aan te gaan dat jy familie van Yahweh is. Tot die Romeine het respek vir hierdie God. Hulle glo nie regtig in hom nie, maar het respek vir hom. Want hulle het baie gode, hulle respekteer. En jy sê, dat ek voel, jy is dan vlees en bloed, man. Jy is die seun van hierdie God, van die Jode. Ja, jy praat met hom. I'm saying, maar jou ma, ja, maar jou pa, ja. Ander DNA, is ander gene, is 'n ander bloedsaak binne in my. Die bloedsaak wat hier binne in my hol en hardloop, kom nie van 'n man van vlees nie. Dit kom nie van 'n man met sterk bene en van 'n kokkedoor hier op aarde of 'n prins nie. Dit kom van die lewende God wat hemel en aarde gemaak het. En Pilatus, jy's bevoorreg om die seun van Yahweh te ontmoet, aangename kennis. En Pilatus kon nie help om aan die kopstuk van die kruis te sit, die koning van die Jode nie. Toe hy sien, toe kap hy hom vas daar. Die koning, behalwe die koning van die Jode, die koning van die heelal, maar belangrik, die seun van God. Weet jy vanmôre, hy is die seun van God. Jy sal hom daaroor respekteer. Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en in jou hart glo dat, hoor mooi, as jy bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Wow. Halleluja. Prys die Here. Ons het ons netwerke nou, en toe ons groter word, toe staan 'n pastoor of iemand wat wil hê ons moet vir hom, hy wil by ons hoor. Hulle sê, julle is nou reg om 'n toere Israel toe te reël. Dan kan julle ook 'n geldjie maak. Hulle dink ons het geldjie nodig. En dan kan julle ook 'n ekstra geldjie maak. En dan moet ek nou toere, en dan moet ek saam met mense op 'n airplane se pens. En nee, kyk hoe skiet hulle daar, man. Nou sit jy nou, hy dink sy maag. Kyk wat het laas nog gebeur.
Trump staan op en toe hy opstaan, toe is Iran plat. Dit gaan maar rof daar. Okay, ek is nie bang daarvoor nie. Dit is sommer by wyse van spraak. Sy sê, julle het nou so magtige, lekker netwerk. As julle toere reël, betaal julle baie minder vir die toer, en dan as jy die trop reg reël, dan gaan julle almal, en dan vlieg julle, en dan in die dorp daar, die plekje, wat sê Israel, dan ry julle daar rond, en dan gaan julle gaan sien waar Jesus geloop het. Ek sê vir my heerlikheid, mens, eerstens in my lewe, as jy my in Israel sien, moet jy weet, iemand het my gestiek. Soos dit seer is, altyd ek sal Israel, ek is nie bang, man, terwyl hulle nou so skiet, kom ons gaan, ek hou van, dan het ons ten minste woema, ek hou van sulke goed, maar, so jy wil my vat, dan moet ek mense vat, dan moet ons in 'n bus ry, en dan moet ons daar rondry, en dan is daar 'n ou met 'n mikrofoon in die bus, hallo, hier, kyk nou links, mense, kyk nou links, ja, daar is hy nou gebore, né, wow, en dan, en daar het hy sy hand op die blinde gelê, wel, daar staan die blinde nog steeds, he needs prayer, Here, in die naam van Jesus, I can see, nee, dis hoekom ek Israel toegekom het, julle duidelike probleem is, en dan moet ons so sulke goed doen, en dan kom ons eendag by die graf, en dan sê sy vir my, en as julle daar by die graf kom, dan gaan julle wonderlike oomblikke hê, want daai graf is nou leeg. Ek sê, jou duiwel, sê jy vir my die graf is leeg. Het jy nog nêrens gelees in hierdie Bybel, dat hierdie hele besigheid het niks te doen, of jy in 'n maag van 'n vliegtuig Israel toe kan gaan en gaan kyk vir 'n leë graf nie. En ek het ervaar, toe ek daar klaar is, jy toe dat ek my sommer in die Jordaan doop. Maar jy is dan gedoop hier in Johannesburg. Nee, ons is weer gedoop. Nie in daai water nie, ek voel soos Naaman. Ek is klaar gedoop, my pa het my gedoop. Toe ek 'n jong laaitjie was, terwyl ek nog wild was, het hy my al gedruk onder die water in. Dis 'n getuienis op sy eie, want ek het die ding die eers geswem. En sy sê, ek sê, kan ek jou iets vertel? Hoor gou hierdie Romeine. As jy met jou mond bely, in Kaapstad, in Johannesburg, in Rusland, dat Jesus die Here is, en in jou hart glo, dat hy uit die dood opgewek is, hoef jy nie geld te spandeer Israel toe nie, en ek adverteer het nou, gaan saam met my in Betty Nashville, Tennessee toe, waar ons na die Gathers en na Jimmy Swaggart hulle geluister. Wie gaan saam? Terwyl hulle Israel toe gaan ons rejoice op Pinkstermusiek. Halleluja, halleluja. Daar speel in elk geval nou al die tragiese viooltjies en goed aan Israel. Nee. Jy moet nou dans, man. En ek het hom, hoor my, as jy in jou hart glo, dat hy opgestaan het, ek hoef nie by die graf te wees nie. Ek hoef nie die graf te sien nie. Ek het al in my kamer, in my persoonlike badkamer, groter aanrakings met God gehad, as wat jy by die graf gehad het. Want toe hy uit die graf is, sê hy vir die vrou by die put, en hulle sal my naam aanroep, reg oor hierdie wêreld. Die krag by die graf is die krag vermoere in Pretoria. He's everywhere. Die graf is leeg, en die toeke lê. My blydskap oor ons, die engele sê, jy soek na Jesus, hy is nie hier nie, jy verlosser lewe, hy het opgestaan, die graf is leeg, en die toeke lê. Met blydskap oor ons, die engele sê, jy soek na Jesus, hy is nie hier nie, jou verlosser lewe, hy het opgestaan, die graf is leeg, en die doeke lê. Met blydskap hoor ons, die engele sê, jy soek na Jesus, hy is nie hier nie, jou verlosser lewe, hy het opgestaan. Wow! Daar spaar ek jou 'n trip Israel toe. Wat kry, dis 'n gevoel, dis 'n ervaring, dis 'n openbaring. Die graf is leeg, hy leef, en hy kom terug. Hier staan net so, ek lees die laaste vers.
In Johannes 5 vers 5. Wie is hy wat die wêreld oorwin? Wie is hy? Is dit Donald Trump, Putin, die anti-Christus, die toekoms? Nee, wie is hy wat die wêreld oorwin? Behalwe hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Is die wêreld en die omgewing vir jou soms tens en die versoekinge groot? Jy voel jy raak die mekaar soos wat ek soms voel. Regtig, ons is mens. Voel dit so? Hoe meer jy glo dat hy Jesus is, hoe meer kalibreer hy jou wêreld. Hoe meer kom jy tot jou sinne. Hoe meer begin jy die wêreld verstaan. Hoe meer kom jy in die kalmte. Want wie is jou vader? Hy sê vir my, hy het sy eie bloedpa, dan het hy 'n ander geestelike vader en gaan so aan. Ek sê vir hom, ek het net een pa en sy naam is Otto Marx. Kan nie beter nie. Dit is my bloedpa. Ek lyk aangeneem, maar ek is nie. Hy sê hy het gesien dat ek is die kant. Die bloedtoets sê ek so. Alle bewyse is daar, blykbaar ek was nie operasioneel so nie, maar die bewyse is ek is pa en ma en Chris. Ongelukkig is ons 3, saam met die ander 3 sissies. Dan het ek net nog 'n pa. 'n Vader. Wie is dit? Is dit 'n groot man in die land? Is dit 'n ou in Amerika? Nee, ek is gebore uit een vader. En ek dank die Here as 'n Godsman. Maar ek sien nie om wie en wat hy sou gewees het nie. Dis my pa. Want ek kan dit nie verander nie en ek wil dit ook nie verander. Amen. En die tweede vader wat ek het, moes ek verdien. Ek moes, want die vader wil my nie, jy kan nie na die vader toe kom as hy jou nie trek nie. Vir al die ouens wat sê ek sukkel om die Here te dien as gevolg van my probleme in die lewe. Kry ek nie die vader moet jou trek moet hê. Amen. Dis nie net ek hol na om te sê hy soos wat jy by jou pa maak nie. Dis nie jou pa hier op die aarde nie. Hey, gee my sweet, gee my geld. Ja, maar hy wil nie, nou kan ek geen verhouding met hom hê. Hey, jy praat nou van groot goed. Ja. Gaan speel buite. Laat ons groot mense hier aangaan. Kan die groot mense so is. Niemand kom na die Vader behalwe as die Vader hom nie trek nie. En niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus Christus nie. Jy moet dit verdien, knaap. Jy moet dit verdien. Al is jy 60, knaap, want jy gaan mos so aan, ja, maar kan nie die Here kry nie. Want my onderwyser het met my gesukkel. En nou versukkel ek om te verstaan. Dit is my pa met my lelik en nou sukkel ek om met daai Vader te connect. Dis nie daai Vader van jou vader nie. Dis die een. Vader is net om ons te laat verstaan. Omdat jy net te verstaan het van dinge. Is in Christus. En jy kan nie nog 'n vader hê nie. Jy het jou vader en my ander vader is God, die Vader. Ek is een keer gebore deur my eie vader en moeder. En daai vader sal my vader bly tot ons mekaar lapaswyd ontmoet. Ander ouens is mentors, of sulke goed. Ouens wat jou leer, is 'n mentor. Dan het ek 'n ander vader. En my vader hier is baie bly dat ek daai vader het. Hy's baie verlig. En daai Vader is my eindelike Vader. Amen. God, die Vader, is my Vader. Wat saak maak vir die res van my ewige bestek. En al hoe ek hom behaag, ek moet saam met Jesus leef. Amen. Weet jy vanmôre wie Jesus is? Ek dink sing weer vir ons dat jy moet kies. Van die paaie is 2. As jy kan, is daar moontlikhede. Jy moet kies. En dit gaan nie nou oor jou sondaar, wat ook al nie, kom sing dit hier. Jy moet kies van die paaie is 2. Dink gou daaroor. Weet jy wie Jesus is?
kies, julle moet kies, want